Geliefdes, kom ons sit net so en dan begin ons in die naam van die Here. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons bly ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Konings 4 vanaf vers 1 tot en met vers 7. Maar voor ons uit die woord van die Here gaan saam lees, kom ons dit net so en dan bid ons saam. Here, ons Here, hoor my as ek tot U roep. Terwyl ons hier probeer stil word in U teenwoordigheid, word ons aandag steeds vasgevang deur die bekommernis van take wat nog nie afgehandel is nie, versoeke waarin ons nog nie aandag gegee het nie, mense in nood, aan wie se situasie ons nog nie iets kon doen nie. Here, ook eintlik nie weet wat om te doen nie. O Here, geleenthede om vriendelik en geduldig met mense te wees het dikwels aan ons elkeen se deur kom klop hierdie afgelope tyd. Maar hoe vinnig moes ons omdraai, want ons is te besig en ons het so min tyd. Here, ons wil pleit en vra dat U ons harte sal rustig maak. Here, neem al ons bekommernisse weg en ons moedeloosheid en laat ons weer ons oë vestig op U woord en ook hoor, Here, wat U vir ons wil sê. Here, help ons in tye waar ons nie meer vorentoe kan of wil beer. Lei ons deur die Gees om ook daar waar U ons plaas 'n verskil te maak. En leer ons, Here, om meer te vertrou. Leer ons, Here, om nie op ander plekke na oplossings te gaan soek nie, maar om stil te word, U nabyheid te soek. Here, ook te ervaar dat U met ons is. Ons dankie, Here, dat ons hierdie afgelope week ook kon ervaar dat U besig is in die natuur, waar dit koud was, waar dit gereën het, waar ons kan sien, Here, hoe die seisoene verander. Here, ek bid vir elkeen wat siek is, mag hulle ook verandering beleef. Mag hulle ook krag ondervind. Mag hulle geliefdes hulle ook so aanhou bystaan, soos wat hulle gedoen het die afgelope tyd. Here, ons dankie dat ons mag hoor van goeie dinge en positiewe dinge wat ook gebeur die afgelope tyd. Here, ons dankie vir U genade, dat ons steeds op hierdie wyse kan kerk hou, dat ons steeds U woord mag verkondig, en bid ons, Here, dat harde harte sal sag word, dat hulle nie net sal hoor nie, maar ook sal luister na dit wat U vir ons wil sê. Vergewe ons, Here, al ons swakhede. Vergewe ons, Here, ons sonde. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liefdes, soos ek reeds gesê het, ons skriflesing vanoggend uit 2 Konings 4 vanaf vers 1 tot en met vers 7. Jy moet nou nie vanoggend skrik nie, dit is nie ek vir die skriflesing lees nie, ek het vir verskillende dames in ons gemeente gevra om te lees, juis omdat die teks ook homself verleen na 'n weduwee en ook haar olie en 'n wonderwerk wat dan gebeur. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. 2 Konings 4 vers 1 tot 3. Die weduwee se olie. 'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla.
My man is dood. U weet self dat die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis, behalwe 'n erdekannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen nou by al jou bure leë kruike en sorg dat jy nie te min leen. In jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom af weg. Sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak. Soos hulle die kruike na haar toe aangedraai het, het sy hulle volgemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Maar hy het gesê, daar is nie meer 'n kruik oor nie. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie uitgekom nie. Sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. Geliefdes, die afgelope week was koud gewees en ek is seker elkeen van julle sal met my saamstem en selfs vanoggend ook moes ek nog 'n truitjie onder my baadjie ook aantrek en hoe bevoorreg is ons nie om warm klere te kan hê nie. Soveel mense wat nie dieselfde voorreg as ons het nie. Soveel mense wat minder het as wat hulle eintlik nodig het op daardie stadium. Maar ek wil vanoggend die voorbeeld van 'n trui aantrek gebruik om iets te verduidelik van hoe 'n mens vasgevang kan word in 'n situasie. Het jy al ooit 'n trui aangetrek en net as u klaar die moue aan het en dan die trui oor die kop trek, ewe skielik begin vreeslik sukkel, want hierdie trui wil net nie reg sit nie. Ek onthou hoe ek as 'n klein seentjie so op 'n kol net gaan staan het en my ma vertel nog die storie met redelike smaak. Maar ek het net gaan staan en ek sê, ma, hierdie trui druk my. Tot vandag toe nog druk 'n trui my en voel ek vreeslik ongemaklik in 'n trui totdat my vrou my trui kom stadig en rustig regtrek en my so 'n bietjie kalmte gee om net die moue ook af te trek. En dit klink dalk nou soos 'n simpel voorbeeld, maar in daardie situasie waar ek so vasgedruk voel, vasgevang voel, is dit iets vreeslik. Liefdes, nie om die situasie af te maak met hierdie eenvoudige voorbeeld nie. En wanneer ek 'n paar voorbeelde gaan noem nou, is dit so dat baie van ons vasgevang voel en dalk is hierdie afgelope tyd. Liefdes, van u ken daardie plek waar u so vasgedruk en so vasgevang voel dat u geensins u self kan loswikkel nie. U is op 'n punt in die lewe waar u net nie kan sien hoe u van hier af vorentoe kan aangaan. En ongelukkig weet ons nie wat om te doen nie. Want wat doen 'n mens as jy probleme met jou kinders ondervind en jy kan nie die probleme oplos nie? Wat doen jy as jou huwelik op die rotse is en die golwe van hopeloosheid net een na die ander oor dit slaan? Wat doen jy as daar probleme by die werk is? Die moontlikheid dat jy dalk jou werk kan verloor of dalk reeds jou werk verloor het. Hoe tel jy kop op? Wat lê voor? Wat doen jy as jy langs 'n graf staan waar een van jou geliefdes begrawe word? Wat doen jy as jou hart gebreek is en al die drome wat jy gehad het op hoop in 'n oogwink van jou af weggevat word? Wat doen jy as jy op hierdie stadium in jou lewe in 'n geestelike woestyn is?
Jy kan niks anders raak sien nie. En eintlik het jy beland op 'n plek waar daar eintlik niks meer vir jou voorlê nie. So voel dit. Die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, glo ek bied baie leiding, ook vir u en vir my in die situasie waarin ons tans is. Die gedeelte vertel vir ons van 'n weduwee vrou. Hierdie weduwee wat ook op so 'n punt in haar lewe gekom het waar sy nie weet waarheen om te draai nie. Waar die wolwe op haar begin toesak het en waar sy niks meer gehad het om te gee nie. Dan vertel hierdie gedeelte van 'n ongelooflike wonderwerk wat plaasvind. Kom ons kyk 'n bietjie saam na die teks van vanoggend. Geliefdes, die gedeelte begin met die vertel daarvan dat hierdie vrou wanhoopig was. Sy het gehuil. Sy het so geween en so gekla, onbeheers amper, want sy het nie geweet wat nog en waarheen nou nie. Gebroke hart, waar sy op 'n stadium in haar lewe kom en ek is seker u was al daar gewees. Daar was dood in haar gesin, haar man is oorlede. Sy sit met ander woorde met die verlies van 'n man, van 'n huweliksmaat. En veel erger is hierdie man van haar ook 'n man van God gewees, 'n man wat onder Elisa gestudeer het. Dis 'n man van God. Haar man, haar geliefde, haar vriend, haar beskermer is weggeneem. Hier sit sy alleen. Ek is seker van ons was al daar gewees. En geliefdes, om die situasie nog erger te maak, sy het skuld. Soveel so dat die skuldeisers aan haar deur begin klop het en gesê het, aangezien jy ons nie kan betaal nie, ons jou seuns van jou wegvat. Geliefdes, ek is seker as ek vir u vra of ek dalk die kinders kan kom haal omdat jy te veel geld skuld, dan sal dit vir u 'n tragiese ding wees. En dit was net so erg, dalk soveel erger in die verstaan van die Hebreërs gewees in die antieke wêreld, want as die seuns van jou weggevat word selfs jou nageslag ook van jou weggevat. Jy het daarom niks meer oor wat vir jou voorlê. Ten spyte van al hierdie dinge, vertel hierdie gedeelte van hierdie vrou se geloof en toewyding te midde van haar situasie. Sy kon na enigiemand toe gegaan het. Sy kon seker na haar vriende toe gegaan het. Sy kon seker na haar familie toe gegaan het. En gaan vertel het van hierdie probleem en gevra het vir raad. Maar wat doen sy? Sy gaan soek die man van God. Elisa, God se verteenwoordiger hier op aarde. En sy gaan pleit by hom. Onthou dat my man ook 'n man van God was, wat onder jou geleer het. Sien tog raak dat dit sleg gaan met ons. Ten spyte van haar pyn, ten spyte van haar probleme en haar gebrek aan middele, gaan sy steeds na die Here toe. Gaan sy steeds na die man van God toe. Geliefdes, dan gebeur iets merkwaardig. As Elisa dan daar voor haar staan, dan vra hy vir haar, wat kan ek vir jou doen? Sê hy nie vir haar, goed, ek dink jy het nou genoeg gelei en jy het al hierdie pyn en seer ervaar en dit sal net weggevat word van jou af nie. Nee. In plaas daarvan om te sê dat alles net weggeneem gaan word, gebeur hier iets baie besonders.
Elisa vra, wat het jy nodig? En dan vra hy, wat het jy? Liefdes, en dit is merkwaardig dan, hoe die storie verder verloop, en jy het dit gelees. Jy het dit saam met ons gelees. Vertel waar sy kruike gaan bymekaar maak by haar bure. Vertel hoe die olie gevul word en die kruike volgemaak word, tot op die laaste druppel word die kruike gevul. En dan so op die ou ende kan sy die olie gebruik vir huishoudelike omstandighede, maar ook het sy genoeg om dit te kan verkoop en ook haar skuld kan betaal. En dan genoeg om van te lewe vir haar en vir haar seuns. Hierdie vrou wat niks gehad het nie, maar wat dan alles kry. Ons wat dikwels vir 'n situasie te staan kom waar dit voel asof ons niks het nie, ons is leeggetap. God wat van ons iets verwag. En wanneer ons begin rondkyk rondom ons raak sien hoe hy elke dag vir ons voorsien. Hoe hy elke dag mildelik aan elkeen van ons gee. Liefdes, is baie merkwaardig hoe hierdie profeet, hierdie man van God vra, wat het jy in jou huis? Wat het jy? Net so geliefdes, weet ek, dat elkeen van ons gawes in die geloof ontvang het. Elkeen van ons het 'n gawe van die Here ontvang. En kan ons dit gebruik ter opbouing van die koninkryk. En dalk is hierdie gedeelte ook aan die een kant 'n baie mooi gedeelte wat vertel van 'n wonderwerk wat plaasvind en God wat voorsien, maar aan die ander kant vertel dit ook van God wat vir ons elkeen gawes gegee het, om ook sodoende ons potensiaal te ontgin. God wat dikwels vir ons 'n geleentheid gee om die volgende tree te neem. God wat van u en my verwag om op hom alleen te vertrou. Geliefdes, dikwels vergeet ons. Ons het dalk nie nou iets fisies nie. Dit voel dalk vir ons asof almal alles wegvat uit ons lewens uit. Jy het gehoor nou uit die voorbeelde wat ek genoem het. Maar ons as gelowiges moet erken dat God reeds alles vir ons gegee het. Hy het vir ons die lewe gebaan. En ons belangrikste behoefte voorsien. Geliefdes, dink 'n bietjie daaroor. Voordat ons tot geloof gekom het, nog voordat die Here ons lief gehad het, het ons niks gehad nie. Nou kan ons uitsien na die lewe. Kan ons vry wees van sonde. En mag ons vertrou dat die Here elke dag vir ons sal sorg. Wanneer ons dan hierdie gedeelte lees, geliefdes, en ons raak sien dat God altyd voorsien, moet ons ook raak sien dat God verskillende mense in ons lewe gebruik. Sy moes na haar bure gaan. Sy moes gaan vra uit vir hulle kruike. Liefdes, die Here stuur op elkeen van ons pad ook mense om ons by te staan en ons te help. Die Here wat verskillende mense gebruik om ook 'n verskil te maak in u en my lewe. Die Here wat ons gebruik om ook 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Dit is merkwaardig as ek hierdie gedeelte gelees het en sien dat die Here vir elkeen van ons sorg. Wonderlike wyse. En dalk voel dit nou vir jou asof
jy ook so wonderwerk in jou lewe nodig het, soos wat hierdie weduwee mee gebeur het. Dalk voel dit vir jou asof jy in hierdie situasie beland het en geensins kan sien hoe jy hier uit gaan kom. Liefdes, vir u sê vanoggend, vertrou die Here. Vertrou die mense ook wat rondom jou is. Sien raak dat daar ander is wat ook oor jou omgee. En ons het dan die vaste vertroue en die geloof dat die Here met ons is. Maak nie saak ons omstandighede nie. Liefdes, wanneer u dan so vasgevang en vasgedruk voel en dit voel asof u nêrens heen kan gaan nie. Moenie na ander hulpmiddele en ander oplossings gaan soek nie. Word stil en soek u krag by die Here. Want hy sal sorg, soos wat hy nog altyd vir u en vir my gesorg het. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Troue Here van ons lewe, ons dankie Here dat ons vanoggend weer uit die woord kon saam lees. Ons dankie Here dat ons op 'n praktiese wyse ook in ons geestelike lewe kan sien hoe u werk, hoe u ook voorsien in mense se lewens, hoe ons elkeen kan getuig van u handewerk, nie net in die skepping nie, maar ook in ons lewe elke dag. Here, help ons om al meer raak te sien. Nie net in ons eie lewe te kyk nie, maar ook ander rondom ons raak te sien wat swaar kry en wat leed ervaar. Help ons Here om sensitief te luister, om ook 'n hand te kan uitsteek en te kan ophelp vir hulle wat moeg is, vir hulle wat afgemat is. Here, ons dankie dat ons steeds hierdie voorreg mag geniet om saam met ander gelowiges oor die wêreld te kan luister na u woord. Begelei ons Here deur u Gees om al meer ook u wil te doen. Om al meer ons geloof in woord en in daad te verkondig. Ons dankie Here vir al die seëninge so mildelik uit u hand. Here, vra ons dat u steeds met ons sal wees, selfs in tye waar ons nie meer vorentoe kan of wil gaan. Amen.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Geliefdes, baie dankie vir elkeen van u se inskakeling vanoggend ook op hierdie platform van ons. Ek wil graag 'n paar afkondigings maak. Eerstens, baie geluk aan elkeen wat ook hierdie week weer verjaar. Mag dit vir jou 'n heerlike dag wees en 'n voorspoedige nuwe lewensjaar. Ek hoor steeds van mense wat ontslaan is uit die hospitaal en operasies wat suksesvol was, ook baie sterkte met die aansterking by die huis. Ons dink aan elkeen van u. Geliefdes, wat die kerk se werksaamhede aanbetref, u het 'n skrywe Vrydag ontvang via e-pos. Indien u het nie, kontak asseblief vir hom Henry, dat hy tog u inligting net opdateer en dit reg het, maar vandag vir u die breë trekke ook net kommunikeer. Ons handhaaf nog vir die volgende 2 weke die status quo, in die sin van waar daar nog nie eredienste by die kerkgebou spesifiek is nie. Geliefdes, Vrydag het ons die COVID risiko-analise afgehandel by die kerk. Baie dankie ook vir Gerjaan met jou moeite daarmee. En glo en vertrou ek dat ons in die begin van Julie weer sal begin met eredienshervatting in die kerkgebou. Ons gaan dit baie versigtig en verantwoordelik doen en dan mag dalk nog hier en daar iets verander, maar ons sal u op hoogte hou en met u bly kommunikeer. Indien daar iets vir u vreemd is, asseblief moenie skroom om my of die kantoor te kontak nie. Geliefdes, verder wil ek ook vir u sê, dat indien u my nodig het, om asseblief telefonies te skakel en met my te gesels, sodat ons ook mekaar kan help, en wil tog vir u sê ook, ek dink aan u hierdie afgelope tyd. Baie sterkte vir die week wat voorlê, geniet die Sondag en baie groete. Totsiens.